in die middel van, dit was so half 3 kry toe die oproep, toe kyk ek op my selfoon en daar kom die jaarnommer op. Die dink ek is baie in orde. Sy sal nie my bel om half 3 as daar nie iets fout is. Toe bel ek terug, toe antwoord ek die swart man wat sê sorry Ron. Ek dink ek wel, miskien het sy die sprong laat leer, was nou die verlede week hier in Bloem om die dokters nog te sien. Toe bel ek die huis, soos daar nie antwoord. En toe dog ek nee, het ek maar besluit om te kyk. Die deur oopkry nie, want hulle die deur op knip gehad. En ek klop toe, ek sien wat daar gebeur en ek sien maar die ligte is aan. Toe ek om die hoek loop, toe is daar 'n man op die grasberg. Ek vra toe, wat soek jy, wat maak jy hier? Jy weet so, ja, hy is van Durban af, sê. Sê, maar wat maak jy hier? Loop. Sê, nee, maar hulle wou nie vir my die syf oopsluit. Dus sê hy dan? Ja. Dus sê hy, hulle wou nie vir They my... did not want to open the safe, but why? Sê hy vir my. Toe sien ek uit 'n mes en sy klere is op en toe besef ek daar's nou moeilikheid. En ek wil toe bel, toe gryp aan my selfoon. En toe sien ek die venster is oop, toe klim ek deur die venster en toe kom ek nou die huis af. En toe besef ek wel, weet, as hierdie man my hier in die huis vaskeer, het ek nie 'n kans nie. Ek moet nou gaan ontbied en ek het gevrees vir my lewe op daai stadium vir die eerste keer. Mens wissel mos maar tussen hartseer en afgryse en woede en dan probeer jy jouself dwing om te dink wat is die positiewe in hierdie situasie. Ja. En mense, ek dink altyd jy moes iets dalk anders gedoen het.